En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion. En ek is Karen. En dis lekker om weer met julle te kan gesels op so 'n wonderlike sprankelende Woensdag. Elke keer wanneer julle ons hier kry by die radio, is dit net so fantasties, so fenomenaal. Altyd so awesome om met julle lekker entertainment en klank en treffers en geselskap te kan bring. En soos wat julle weet, wat ons nou laasweek gesels het en bietjie meer in diepte gegaan het van pageantry, het ons vandag eksklusief om met julle te deel. En dit gaan vandag alles oor modeling, opulent, South Africa. Ja. En ons het niemand anders te hê, maar alhoewel Johan Ungerer kan ons nou nie in die ateljee join self nie, maar ons gaan met hom telefonies so 'n bietjie gesels en laat hy vir julle ook meer besonderhede kan gee oor hoe dit is om 'n organiseerder van 'n fantastiese brand te wees wat nou al 11 jaar oud is. Absoluut, en so baie woema in Suid-Afrika bring met modeling. Yes. Hallo Johan, hoe gaan dit met jou? Hey, goeiemiddag julle. Ons gaan ongelukkig goed, kan nie klaar nie self. Baie goed. Goed, dankie. Man Johan, dit is lekker om jou hierso op die radio te kan hê. Ek het nou 'n rukkie lank gesukkel om jou in die hande te kry, want jy is verskriklik besig. Wil jy ons nie vir ons 'n klein bietjie van jouself vertel? Nee, asseblief Johan, wie is Johan Ungerer agter die sukses van The Next Opulent Model South Africa? Ag nee, hoorie, baie dankie vir daai introduksie. Maar dit sal weer sê. Niks kom nog goed so op dat Woensdagmiddag. Maar ja, so The Next Opulent Model South Africa, ja, is altyd die grootste model en fitness kompetisie in Suid-Afrika. En ek is al Johan Ungerer, CEO en Managing Director en nou part owner van die kompetisie. En ja, ek het wat 10 jaar terug wat ek geïntroduceer aan die brand. En ja, die afgelope paar jaar het ons hom obviously geneem van Carnival City na Transvaal Sunbed Arena. En ja, die brand het net groter gegaan. My agtergrond is ja, luxury events by Transvaal Sunbed Arena, Summit International en ja, Summit Arthur Kaplan back in the day gewerk. So Yes. Dit gaan alles gepaard met, ons hou van mooi goed en ons hou van mooi dinge. Ek dink dit is hoekom ons, jy weet, passievol is, oor modelle ook, in die modelindustrie. Yes, mooi dinge en mooi goed en mooi mense en dan natuurlik om vir mense fantastiese geleenthede te skep. Nou, Johan, sê gou vir ons, wanneer het Opulent Model South Africa ontstaan? Ons het nou gesê so 11 jaar terug en dan, wat was die inspirasie agter dit? Dit het begin in 2013, 2014 en ons is obviously die exclusive license holders en eienaars van Top Model worldwide en obviously Top Model in Suid-Afrika. En ek dink dat dit alles gegaan oor daar is 'n ongelooflike groot gap in die mark as dit kom toe. Was daar 'n groot gap in die mark gewees. As jy net gaan kyk na modeling, jy weet male modeling, female modeling, Yes. fitness en jy weet, dit is ons baie belangrik dat mense ook moet verstaan, ons is nie 'n pageant nie. Ja. Female and more a male pageant, dit gaan alles oor high fashion meet model en dit is, jy weet, ek dink dit is waar het begin het en net om, jy weet, opportunities te gee vir professionele modelle, aspiring models en iemand wat nie dink dat jy, ek wil graag het probeer, ek meen, soos wat, ek en Karen, soos wat jy weet, ons sit met hoeveel modelle elke liewe jaar en van die modelle is nog nooit, hulle was nog nooit op 'n ramp gewees nie, hulle was nog nooit deel van 'n modelcompetisie nie. En ek dink dit almost that you awaken something within that person wat net ongelooflik mooi is en net die mens kan sien, jy weet, it takes a very special person to compete in front of 5,000 people. Ja, dis verseker, verseker. Absoluut. Ja? Ja. Nee, ek sê vir jou, daai arena waarin julle die top model shows hou is ongelooflik en dit is ek kry hulle eintlik jammer as ek kyk hoe ver hulle moet loop deur die hele arena dat almal hulle moet sien en dan moet jy daai strike pose hou oralste, hoor. Dis regtig en mense dink nogal, mense het baie keer die verkeerde
perspektief, jy weet ten opsigte van modelle en wat in die modelbesigheid aangaan. Dit is nogal baie interessant vir my. Ons kan eintlik vir ewig praat hieroor. Ja, ek wil gou hoor, so van die os op die jas, wat is die visie en missie van the Next Opulent Model South Africa kompetisie? Vir ons gaan dit alles oor exclusivity. Jy weet, om 'n toekoms te kan staan en skep vir professionele en obviously modelle en mense wat net in hierdie bedryf wil ingaan. En ek hulle to give them a safe space wat belangrik is. En iets waar ek meen, soos wat jy weet, daar is baie fly-by-nights daar buite en Ja. jy weet, dis net goed wat nie reg is en dit op die regte manier gaan staan en doen nie. En vir ons is dit net belangrik om te gaan staan en sê, weet jy, maak nie saak wat jou agtergrond is nie, maak nie saak waar vandaan jy afkom nie. Jy weet, if you've got it in jou hierdie passion, why not? Jy weet, aan die einde van die dag, ek sit myself altyd in ons modelle se skoene en dan regardless, maak nie saak it's not where you come from, it's where you're heading to in life. Daar's Dit hy. is wat belang aan die einde van die dag. But we all started somewhere. Jy weet, ons almal het 'n storie om te vertel en ons almal het iewers begin. En ek dink almal sit net altyd op 'n pedestal of dit of dat en dan dink jy, you know what, dankie Vader. Jy weet, I came from humble beginnings. Yes. En dit is hoekom ek kyk met 'n ander oog na die modelle wat inskryf. Dit is presies so. Al is jou ma, pa, ouers, al is jy 'n biljoenêr, al het jy niks nie. Yes. Jy weet, it doesn't matter. Jy weet, vir ons gaan dit fisies, wanneer jy dit bring na die kompetisie toe, win. En ek dink, dis al wat saak maak aan die einde van die dag. Ek meen, hoekom het ons 'n panel van judges as hulle vind en niks beteken nie? Jy weet? Baie dankie vir daai aanmerking. Ek het nou die dag dieselfde ding gevra, waarvoor is 'n panel of judges daar wanneer hulle glad nie geïnkorporeer word nie, of hulle word glad nie na gekyk nie, is dit nou maar net vir die show. Vir baie kompetisies is dit presies wat daar gebeur, maar nie by julle nie. By julle is dit baie, baie belangrik, en ek hou daarvan, en ek hou baie daarvan van wat jy sê, ten opsigte van, jy het van humble beginnings afgekom, en dit is, ons het nou die dag daaroor gepraat. Yes. Jy kan nie weet wat in mense se lewens aangaan as jy nog nie daardeur is nie. Jy kan nie. En dan jy kan 'n bietjie verstaan as jy daardeur is, maar dan ook nie alles nie, want elke persoon is anders en uniek en elkeen hanteer goedjies op 'n verskillende manier, nê. So maar daai is regtig fantasties om treat others the way that you would like to be treated is 'n baie belangrike ding wat ons altyd vir die kinders met die Anti-Bullying Academy ook leer. Dit is regtig, dis fantasties. Ja, daai en dit is regtig. Is dit nog steeds 180 modelle wat in die finals loop? Ons het hierdie jaar, wel volgende week besou, daar is dis 100, ek dink dit is 196. Sure. Liewe genigtig. En die show, ons het obviously 9 judges hierdie jaar. Sure. Ongelooflike designers deel elke jaar wat, ek meen hierdie jaar is het completely different and out there met high fashion week model en ek meen ek moet sê finest launch collections wat hulle gecreëerd het vir ons show met die Prism tema. Yes. Letterlik so vir die publiek en jy weet ek dink dit gaan altyd vir ons oor dis 'n modelkompetisie en ons we try to accommodate so many different aspects van gee vir artists an opportunity om musiek te kom launch by ons show. Jy weet, gee vir design opportunity om hulle collections te kom launch. Ja. Hoekom nie? Jy het die platform. Ja. Exactly. I mean, jy weet as jy sit met 'n platform, hoekom sal jy dit nie ook maak vir mense om jy weet weet deel daarvan. Ek meen aan die einde van die dag, if it doesn't cost you anything and if it doesn't harm anybody, why not open it? Ek meen ons praat nou die dag van collaboration. Yes. Jy weet meer mense moet collab, meer mense moet saamwerk, maar jy weet en dit is ons motto. Jy weet sathande. Ek weet industrie, jy weet jy moet ek meen hoekom sal jy nie wil? Ja, en dit is hoekom die show so groot word en elke jaar net groter en beter word. Dis as gevolg van daai. Daar's genoeg son vir almal. Absoluut. Ja. Nee. Ja. Absoluut. Nou ja, ek dink terwyl ons nou lekker op die noot gaan van modeling en die gesels daarvan,
En ja, hoe mense nog als uitsien na die informasie wat ons van jou af van kry, Johan. Ja, ons sien Moet uit. ons net gou eers op 'n musiekbreek gaan, sodat ons net lekker kan onsself reg kry. Ja, die luisteraars kan nou elkeen hulle lekker koppie tee gaan kry, wat elke middag die tyd se storie is. En dan rustig op hulle banke gaan sit en verder luister na al die fantastiese dinge wat ons nog by jou gaan hoor, Johan. Een ding moet ek nog eens by sê, voor ons op die musiekbreek gaan. Johan, die gesegde is altyd fantasties. Ons sê, there's no grey area. Dit is iets wat ons nog meer gaan gesels. So, Opulent Models South Africa. Wat 'n fantastiese groot modeling brand in Suid-Afrika. En ons is selfs op die telefoon met niemand anders nie as die direkteur, Johan Ungerer. Hallo Johan. Hallo. Ons gaan nou net weer aan waar ons net nou voor ons teebreek 'n bietjie gestop het. En ons wil net weer bietjie verder gesels ten opsigte van hierdie fantastiese brand en daar's iets baie belangriks wat mense moet weet ten opsigte van Opulent Models. Jy het net nou gesê Opulent Models, it's not a pageant. Dis nie 'n pageant nie, dis 'n modelkompetisie, nê. Onder andere, nou vertel vir ons bietjie, hoe verskil Opulent Models South Africa van ander modelkompetisies in Suid-Afrika? Wat maak dit uniek byvoorbeeld? Ek dink die ding is as mens van kyk na, ek meen ons kry dit altyd met ons verskillende kategorieë. Ons het 9 verskillende kategorieë in die kompetisie en ons kry altyd vrae van, okay, maar is daar 'n verskil tussen modeling en pageantry? O ja. En daar's 'n ongelooflike groot verskil. Ja. Tussen die wêrelde en how things are obviously done and so on. Ja. En ek dink wat jy weet ons is ongelooflik geseënd met jy weet partners, met sponsors, met brands wat obviously align met ons. Jy weet gee van ons jy weet ongelooflike toegang en opportunities, jy weet wat ons kan bied vir ons finaliste en vir banners. Ja. So in elke jaar waar jy weet net op registrasie vir elke jaar kry hulle ongelooflike workshops en training. Hulle betaal nie vir die grand finale, hy betaal ons obviously finaliste nie vir hulle klere nie vir hulle hare nie vir hulle make-up nie vir hulle tan nie. Lekker treats. Ja, ek meen ons kyk na al die verskillende aspekte en jy weet ons het ongelooflike goeie sponsors elke jaar aan boord wat dit toeganklik maak vir al die finaliste om to look their absolute best. Want ons weet, if you look good, you feel good. Yes, natuurlijk. Ek dink dit is wat vir ons belangrik is en ja, ek meen ons doen nie jy weet met ons competitie being a modeling competition and not a pageant as such, doen ons nie, jy weet fundraising nie, ja, jy kry maar net jou friends, family and supporters en die audience by die arena om te kom staan en sien, dat hoor jy loop die grootste venue, die grootste ramp in die land. Ja, vragies. Jy mense stap jy, genade. Ja, nee, absoluut. Ja, absoluut. Ons kan nie wag om te sien wat daar gebeur nie. So pratende van die wag op daai, Johan, vir die luisteraars wat wel nie weet nie, wat behels die finale op die 14 Augustus by die Sunbet Arena en wat kan ons verwag? Julle, dit is 'n show. Dit is 'n product of note. Ek sou weer sê, ons het met ons producers gepraat vandag en jy weet hoe nader mens kom aan die show, jy weet begin al die doetjies so connect en goed en dan begin jy hele ander prentjies sien. Ja. En waar jy begin met die launch van Yes Prism 2025, jy weet dit ons net gaan staan en kyk, okay cool, dit is 'n nice, jy weet dit is 'n incredible and nice thema vir die jaar, met dit is 'n really feel good show en upliftment. Dit is baie belangrik. Jo. Ek net gaan staan en kyk na die hele ding van daar's 7 artists met die pre-show met bitter lekker met ontbytsake en wat ons gaan staan in die vir die VIP's in die begin van die show en dan het ons Marika wat letterlik haar brand new single gaan staan en ons international artist van Nashville af wat gaan perform en sy skiet haar music video met 300 koorlede in die audience ook. Sure. Sy gaan staan en we just want to put on more than just a modeling show. Dit klink fenomenaal. Dit klink soos 'n hele South African talent show. Ja, Dis yes, is wat vir my klink. En
of jy sê, the next afdeling model gaan groot. Ek sê Ja, vir jou. yes, en ek moet nog ons bysê, jy praat nou, ek weet jy het vroeër gepraat het selfs oor die hoeveelheid deelnemers wat deelneem en as ook die 9 judges wat jy het. Ek dink as ek nou reg het, ek dink ek sien daar's 'n paar baie bekende gesigte in die hele Suid-Afrika ook wat op die judging panel is. So ek meen nie net selfs wat jy gepraat het oor die talent van mense wat optree nie, is daar baie bekende gesigte van mense wat die moeilike keuses moet maak ook. Ja, definitief, en ek moet sê, ek is ongelooflik dankbaar dat ek nie in daai seat sit nie, want Ja, wraggies, ek sê vir jou. Dit is 'n ander ding daai. en ek is baie dankbaar dat I don't sit in those seats. Ja, nee, Jessie. Kyk, die talent is ongelooflik, en dan, jy weet, almal vra altyd, okay, wie dink jy gaan wen, en dan staan ons baie keer dan sê van, okay, cool, jy weet, en ek dink, as ons op pad punt kom en ons is verras, then you know. Plot Jy weet, twist. Dit is wat die ding is, dat, dit is net, ja, ek meen, we just love what we do, and may the best person win aan die einde van die dag, maar, ek meen, ons het soos, Gareth Cliff is een van ons judges, advokaat Gary Nell, is een van ons judges, ons het, obviously, fitness judges wat deel is, ons het Zari the Boss Lady, ons het Lady Lamar, ja, ons het, obviously, Ruben, sometimes Grace van Betariana, so, daar is ongelooflike judges wat deel is van ons brand. Variation, ja, jy het 'n groot variety Yes. van all genres daar as beoordelaars. Dit is belangrik. Ja, Dit is belangrik, want elke een van our judges sien dit van 'n ander oogpunt af. dit is die Dit gaan nie waarheid. net 'n sekere spek en 'n sekere look nie. Absoluut. En dit is vir my fantasties om dit te kan sien. Ek moet sê, ons het nou die aand ook daarvan gepraat, beauty is in the eye of the beholder, right? So, julle kan surprised wees. Gelukkig, ek dink dat Auntie nou praat van Gareth Cliff wat was een van die judges is. Gelukkig is dit daarom nie, en ek noem dit net eintlik nou uit 'n ander oogpunt uit, idols van iemand wat dalk gesing word, wat sing en gejudge word. So, hy kry daarom kriteria op 'n ander manier om te beoordeel. Ja. Ja, So, ons is baie dankbaar, ek meen, hier sê dat en dit is wat lekker is, dat jy sit met 'n ongelooflike diverse group of judges wat elke judge bring net 'n ander aspek en 'n ander flavor na daai panel toe. En Ja. dis nie, dis met ander kompetisies, almal is in dieselfde rigting. Beslis. Dit is so nogal. En vir ons gaan dit oor hence 'n modeling en 'n fitness competition. As jy die look het, moet jy marketable wees vir mense daar buite. Beslis. Dit gaan nie oor smile and wave en jy het 'n mooi gesiggie en dit en dat. It's so much more than that. Jy weet, en 'n mens wil gaan staan en omdraai en jy weet, die mense in business wêreld invat as such, wat vir ons belangrik is, want ons weet, jou looks, ek meen ons almal, ek nie so skaar, jy weet, so, Wat nou daar? Ek's 'n gelukkige mens. maar ek het jou gesê, girl, jy weet jy lyk goed, so, my Dankie ding is, Johan. while you're young, you know what, read those awards en hardloop met dit, en vat elke opportunity. Ja, sê ja. Dit is die waarheid. En ons sê dat vir ons moet hulle nie nee sê vir opportunities nie. Opportunities kom nie Altyd elke dag. nie. So when it's along, Ja. take it. Dis vragies die waarheid. Dit is so. En nou moet ek sê nie, in die ou dae was dit nie soos vandag nie. Nou praat jy van marketable. Dit was nie so in die ou dae nie, nê? Jy kom maar net geloop het en daar gaan jy. Vandag moet jy, en jy het nou die sosiale media platforms waar jy jouself kan bemark en dit is fantasties. En dis hoe jy meer werk kan kry en alles. So, ja, die geleenthede wat jy skep, die trainings wat jy gee, Fenomenaal. om vir die mense te kan koop met wat vir hulle voorlê is regtig awesome. So jy loop nie net daar weg nadat jy 'n kompetisie gehou aan die kompetisie deelgeneem het en that's it nie. Jy het ervaring gehad. En ek onthou reg toe ek begin het, weet jy, dis 7 jaar, amper 8 jaar terug, weet jy Johan, toe ek begin het met die scouting vir Opulent. En dit was nog top model dink ek of iets. Ek weet nie wanneer dit Opulent model geraak nie. Kan nie eens onthou nie. Maar toe was dit ook so. Ja, jy kyk na verskeie dinge en die platforms is net absoluut so groot nou. Dis regtig, dis awesome om dit te kan sien, ek moet sê.
En dit is net belangrik dat mense daar wegstap en die suksesstories, ek meen soos in een van ons judges Yolanda, sy vat my altyd terug en ek meen sy is hierdie jare sy judge en sy was wat 2019 in die arena 2019, 2022 voor COVID of na COVID was sy een van ons wenners gewees en gaan aan obviously sy besluit wanneer don't really know if this is for me or is it for me, professionele make-up artist geraak, toe staan sy weg met letterlik die gesig van BMW, Sure. Yes, elke airport oral te gewees, toe gaan sy op Big Brother, nou is sy 'n ongelooflike groot household name en jy weet ek sê nou die dag vir haar, how incredible is your journey? Nee. Jy het nou gekom, jy het nou geïntern net by ons, toe sê ons daar nie 'n manier nie skryf in vir die kompetisie, Ja. en wen die vrou. En Sure. daarna, net so en Swan en hierso, letterlik 'n paar jaar later, gaan sy van 'n intern to being one of the exclusive judges on our panel. Sure, ek is sommer hoendervleis. Dis 'n full circle moment van soos en dit Sure. vat my terug, ek sit letterlik hier en dit laat jy besef van hier by die Maslows het ons letterlik 'n interview met haar gedoen as 'n intern, wees deel van die span, internship en sulke tipe goed. En letterlik volgende week stap sy uit vir 5.500 mense as een van ons official judges. Liewe genigtig. Julle ek kry skoon Ek sê jou, ek is hoendervleis, ek sê vir jou. Nee, dis vir my baie lekker. Ekskuus Johan. Nee, dat daai moment van te sê, jy weet, jy kan dit nie, she would have never thought, wel ons ook nie, maar dis net special moments that you can't put a price on things like that. Nee, dis regtig vir my fantasties wat ek sê, wat ek net nou wou sê wat dit so by my brein uitgehardloop het, is dit is nie net die wenners nie, wat geleenthede hier kry nie, ander deelnemers word ook geskelp en hulle het ook aansienlike voordele vir hulle dan, vir wat deur internasionale scouts geskelp word. So ek weet van 'n paar. Ja, dit is wat ek meen as ons van staan en kyk na obviously top model worldwide en een van ons huidige wenners Charlie het by Nelly kompetisie nou net gewen. Ja, Mr. Global South Africa, fantasties. Ons was daar verlede week. Ons het reeds net met Neelies gepraat vorige keer. Ja, dit is regtig vir ons awesomeness om sulke goedjies te sien. En ek meen van ons mense gaan oor na ander kompetisies toe, hulle stap weg daar met Ben en dit maak my trots. Ja. It makes jy kan sien daai individual groei. Ja, en jy weet jy het 'n eiertjie te lê gehad daar. Jy weet. Dit is wat so baie beteken. Dit is fantasties man. Johan, ek wil gou by jou hoor. Die kriteria, ons het nou so 'n bietjie gesels oor waar daarna gekyk word en so aan, en ons het gepraat van die judges kyk na verskillende dinge, maar is daar spesifieke kriteria wat julle neerlê wat die beoordelaars na kyk? Is dit net vir voorkoms of sluit dit ook persoonlikheid, intelligensie en sosiale betrokkenheid? En jy het net nog gesê van sosiale betrokkenheid. Ons weet dit sluit dit in. Maar ja, wat alles kyk hulle na? Het julle spesifieke iets wat julle vir die beoordelaars sê om na te kyk en dan die res is hulle sin, of is dit maar net overall hulle interpretasie? Ek dink dit gaan alles oor, ons sê elke jaar vir ons finaliste van die dag wat jy jou kontrak teken, reg deur tot en met die dag wat jy stap by daai show, kom alles in play. Hoe jy interact met die span, hoe jy jou gedra in die publiek, hoe jy, want aan die einde van die dag, jy represent een brand. Yes. Jy ons partners, ons sponsors, jy represent jouself as 'n brand aan die einde van die dag. Ja. Absoluut. Dit is, en dan moet dit verstaan dat dit is nie net 'n modelkompetisie nie. Hier gaan jy voor ongelooflike, ek meen ons weet, ons sien dit elke liewe jaar, hoe ons mensies maar gevat word na ander agentskap, ons van nou na daar. Ek weet, jy wag vir daai. Ek wag vir hom. Maar die ding is net van, we've got a responsibility. En die dag wat ek nie dit so sien, dan stap ek liewer te weg. Want aan die einde van die dag, jy werk nog steeds met mense hier. Jy werk met mense van 17 jaar oud, reg jy tot 55 jaar oud. Yes. Maar dit is still people. En ons as 'n brand, ons het 'n responsibility aan die einde van die dag tot hierdie mense. Dat regardless wat nou ons medaille is, of hulle nou wen of hulle nou nie wen nie, it doesn't matter. Jy weet,
aan die einde van die dag gaan dit oor, jy weet hulle entry kompetisie, die kriteria is, jy moet jouself bou as 'n brand, jy moet jouself represent as 'n brand. Ons judges kyk obviously na heeltemal iets anders. Elke judge het 'n ander oogpunt. Jy weet vir wat hulle gaan staan en kyk. Per kategorie en obviously per model. En vir ons is dit net, if you bring it, you bring it. Jy weet, en ons sien dit elke liewe jaar, staan ons, soos wat ek nou net gesê het, dan ek ons ook in die arena gaan ben, daar en gaan ben. Dan staan ons daar en sê, en the winner is, en ek het gesê, okay. Yes. En dan, jy weet, dan staan ons kyk daar en ons kyk vir mekaar en dan is dit so van, hoe dit gebeur. Maar dit is 'n lekker... Dit is 'n lekker verrassing. 'n plot twist. Want dit is die dan nou, ons weet, die 5.500 mense en dan die finaliste sal van 'n spesifieke kategorie. So dan nou, okay, genade, jy weet hoe hierdie persoon gewen. But it is the point, hoekom met die judges letterlik by tafels wat mooi sit en dit en dat, hoekom vul hulle papiere en dat nie... As jy nie daarby gaan hou nie, ja, ek stem heeltemal saam. Jy skryf sommer jou naampies op 'n bladsytjie en gee dit vir die ouens, wat help dit? Ja, Dis nee. regtig dan nou net vir show dat jy judges het. Nee, jy's heeltemal reg, ek stem saam. Dit is net voor die ek meen ons het letterlik, as ek gaan staan en kyk na ongelooflike bitterlike baie registrasies oor 9 kategorieë elke liewe jaar. Sodra registrasies toemaak, het ons 'n panel wat letterlik sit in 4 boardrooms by die Maslow en letterlik dan gaan hulle deur 'n hele proses van nee, die persoon wag jy vir volgende jaar en jy weet daar's 'n hele proses van goedkeuring voordat jy gekies word om 'n finalis te wees. Ja, so dis nie net jy gaan net outomaties deur nie. Ja, dis duisende mense wat inskryf. En dit is 'n belangrike ding dat 'n mens net, jy weet ons, ek meen, wat ek aan ons sien partykeer, nou ongelooflike mooi mense, die afgelope jaar ook, met en mense is net skaam. Ek dink it's because, hulle dink is 'n pageant, en hulle dink, ja, dis nie skoolkompetisie nie, dit is groot. Yes. Ja. Ek meen, ja, ons het van ons finaliste in ons minister kategorie, hulle het van die grootste companies in die land wat hulle raak. Jy weet, ons het prokuriste, ons het dokters, jy weet wat inskryf vir ons kompetisie, advokate, en ek is so van, okay, you living your passion, you living your dream, why not? Yes. En dit is waar het oor gaan, so ja. Dis vir enige iemand oop, nee. Dis fantasties. Johan, ek wil by jou luister, en dis nou 'n baie lekker vraag hierdie. Werk julle saam met internasionale agentskappe of handelsmerke? Ons doen yes. So vir ons is dit altyd belangrik want ons is ongelooflik geseënd. Ons sê maar dankie vir die Vader vir elke liewe blessing wat na ons pad toe kom. Maar ons werk met ongelooflike groot besighede, sponsors, partners. As ek kyk na byvoorbeeld Boss Models is international wat ons mee saamwerk. Top Model Worldwide, ek meen ons het international, ons het byvoorbeeld Ili, ek meen ons het Amoda, daar's hoeveel companies en brands wat jy weet ons mee saamwerk en wat 'n mens, jy weet jy vat jou finaliste en jy vat jou wenners en so aan en jy wil deur hierdie international companies, wil jy hands-on and opportunities create vir hulle. Dit is nie altyd maklik nie, maar aan die einde van die dag is dit wel easy, everybody would be doing this. So en dit is wat ook belangrik is aan die einde van die dag. Sjoe, fantasties. Nou, Johan, hoe ondersteun julle modelle na die kompetisie? Is daar mentorskap, kontrakte of opleiding en hoe gaan julle te werk daarmee? So as ons kyk na ons wenners, ons doen ongelooflike goed met ons wenners reg hierdie 12 maande nadat hulle gewen het en dan sien ons elke liewe jaar sal hoorie, ek meen soos ek gaan Suzette gebruik byvoorbeeld as 'n voorbeeld. Yes. Aanduidig Mrs. Opulent wenner en dan sê ek hoor jy gaan nie ontslaan raak van my nie, ek gaan my 6 oorhandig en ek kom terug. Jy gaan nie ontslaan raak van my nie. Dis baie lekker, dis lekker mentorskappe daai. Absoluut. Vir iemand wat dit al reeds beleef het. Ja. Ja, dit is wat lekker is van soos en ek moet sê, ek meen, jy weet, elke jaar, jy weet, mens kom op 'n stage en goed, en ek meen soos laas jaar, ja, ek het my oor uitgehaal op 'n stage, en I'm like, I don't care. Aan die einde van die dag, en ek weet wat was vir my volgende week, woensdag met rehearsal, volgende donderdag met die grand finale, dat jy bou so ongelooflike close bond met, eindiglik, ja, ons het 17 wenners, hierdie jaar, dat ek weet daar gaan hulle titels met oorhandig. Yes. Volgende. Dit is daai moment van
As jy nie so, onthou jy kan besigheid doen met jou kop en jy kan besigheid doen met jou hart. Ja. Met iemand. En dus daai moment van het, weet jy, dit vat my terug na Rita Bile, toe sy gewen het vir 2024 en Cameron wat haar titel oorgehandig het vir aan my female. Ek en Cameron staan op stage, ons kyk nie van kan, toe kyk ons mekaar en toe hy nog altyd voor. Ai, Presies tog. the lasting moment. Dis lekker as jy sulke bande bou met mense, dis baie lekker. Dis is nie net vir jy gaan neem deel in 'n kompetisie dan jy weg en dis klaar nie. Nee, exactly. En ek meen, dit is wat van belangrik is dat, jy weet, na die tyd dat hulle terugkom, jy weet, within the brand, dis nie van soos van, daar is jou pryse, maar baie nie, jy weet, ons wil ook dat hulle terugkom na ons toe, en jy weet, deel raak van die brand, want aan die einde van die dag, why not? Nou sien baie van ons, ek meen, Karen, jy het opgebring, dat hoeveel van ons, jy weet, even finaliste, wat miskien nie by nie, jy weet, wil opportunities hê met ons, en Ja. dis hoekom om the next opulent model management te begin. Jy weet wat hierdie jaar ongelooflik groot gaan afskop van al wen jy nie en jy is 'n finalis as ons die opportunities kry in hierdie industrie. Regardless what it might be. Ek meen dis TV, dis bemarking, dis music videos, dis Ai, influence werk, whatever it is. Yes. sure. One of you do them. Dit is nou net vir my 'n fantastiese hele ding wat ek hierso Ja, jop. hoor man. Ek wil nou sommer hier inkorporeer hierso om dan by jou te hoor want dit gaan in hierdie rigting of daar enige sosiale projekte of liefdadigheidselemente verbonde is aan opulent models wat jy met ons kan deel. Want ek weet nou dis nie liefdadigheid om vir hulle werk te organiseer wat jy nou mee besig is, wat jy nou van vertel het nie, maar is daar enige sosiale projekte of liefdadigheidselemente verbonde aan opulent models? Ja, 100%. So, ons het die afgelope paar jaar het ons hande gevat met Brave to Love. So, Brave to Love is 'n organisasie van dis human trafficking, sex trafficking, organ trafficking, en daai is dit vat my terug na 'n paar jaar terug toe ons hande met hulle gevat het, en ek sit in 'n boardroom en hulle sê vir my, Johan, besef jy hoe groot daai industrie is? En ek sê so nee, want onthou, if you're not exposed to it, you're not going to know about it. Yes. Ja, ek is nou weer net sulke lang hoenderwyse Yes, uitgeslaan, want dit is regtig, dis 'n groot storie daai in die industrie. Ooh. Maar Karen, dit maak ons ongelukkig bang. Dit is ook wat ek nou gesê het, we've got a responsibility. Yes. Yep. Jy weet, en ons hoe meer mense by ons mental training en coaching days staan en praat. Jy weet, van die girls en die ouens van 16 reg tot 55 en dan praat jy hieroor en jy weet, jy educate hulle van when you get a call of a WhatsApp of gescout at social media, jy weet, it's 'n ongelooflike goeie ding, but it can also be, it's a double-edged sword. Yes. Dit kan 'n goeie en 'n slegte ding. En wat lekker is, ek meen, ons sien dit ook met hierdie jaar. Hoeveel van ons modelle word geskelp op social media en hulle word die son, maan en sterre beloof. En dis nie die waarheid nie. Praat eers met ons. Yes. Wie nou? Jy weet. Ja, jy weet, ek het jou al Exactly. gekontak om te vra, ken jy hierdie ouens, weet jy van hierdie, want dan vra die modelle my en ek weet nie van hulle nie, maar ek ken ook nie almal nie, so dan vra ek julle wat weet, you know? Ja. So, nee, gelukkig, ek het al die modelle hier rond baie mooi vertel, asseblief, kontak eers vir my. Yes. As ek nie weet nie, gaan ek vra en ek gaan vir jou uitvind. Moet asseblief nie net Hals voor al jou kop en details. hardloop, yes. O nee, asseblief, want dan is die mense nou so gevlei oor hierdie ouens hulle nou geskelp het, maar dit is net allerverskriklik om te kan dink wat met hulle gebeur as hulle nou op hierdie goeters antwoord. So daai is regtig awesome wat julle mee besig is. Nee, dit is en Karen, ek meen aan die einde van die dag, jy weet, it literally takes something that small en daai persoon, jy weet, whether of het 'n kind is of het 'n adult is, it really doesn't matter. Jy weet, daai persoon se lewe verander, heeltemal. Jy weet, en jy weet aan die einde van die dag, dit kos ons niks nie. Om advies te gee van mense, jy weet, ons het hierdie jaar, hoeveel mense, soos ek gesê het, ons met hulle probeer het, aan scout en dit en dat, en vir hulle gesê, hoor jy gaan 'n kontrak kry, jy gaan sien toe na die land toe, dit, en I'm like, ja, bly weg met die. Jy weet, aan die einde van die dag, vra liewerste, en as dit 'n reputable company is, dan ons weet wat die daar, jy weet, gaan vir dit. Maar, ek sal vir julle sê, daar's baie weer goed wat daar buite gebeur, maar Ja, nee, Jessie. aan ons te kom en we can obviously advise them. Ja, sure. Nou Johan,
Waarheen is the next opulent model South Africa op pad? En wat is die langtermynvisie vir die kompetisie in Suid-Afrika en moontlik daarbuiten? Jessie, ek moet sê, hierdie vraag klink so in 'n manier ingestel as we terug gaan na pageantry toe. Ons vra jy gou daai 30 sekondes vra wat jy gevoel Jy het 30 sekondes om te antwoord. Nee, regtig nie, maar dit klink so. Ja, ek sien nou die lyn van dit sê, ja, ek voel dis 'n judge wat vir jou 'n vraag vra, jy moet 'n antwoord. Ek vra die Oscars musiek of wat begin speel, Johan, okay, jy moet nou klaar praat. Julle, as jy kyk waar die brand begin het 11 jaar terug, in 'n boardroom, 20 modelle en let's hope for the best. Vandag sit ons letterlik, dis die Here se genade om letterlik vandag te kan sit by letterlik die property, van Beth Arena, oor 5,000 mense in 'n audience, 200 modelle, en jy weet, maak nie saak, whether you believe or whether you don't believe. Vir my gaan dit altyd oor, dit is letterlik, die Here se hand is oor hierdie show, en oor hierdie brand, en ek glo ongelooflik daarin, dat, nou sal mense emotional raak, so. Jessie. Jy weet, het net oor hoeveel mense, en ek meen, dis die saak met jou Karen, met jou Dion, dat jy, they support, jy weet, en dit is wat belangrik is aan die einde van die dag. Yep. Absoluut. If it's a legit brand, if it's, you know, doing good for people and changing people's lives, and Daar's hy. jy weet, hoekom, jy weet, dit is belangrik vir ons, jy weet, om te groei, jy weet, ons wil groter gaan, ons wil na ander lande toe gaan, ons wil, jy weet, gaan staan, ons gaan so uitbrei met die brand, en jy weet, ons wil die regte mense saam met ons vat op die journey, want aan die einde van die dag, jy weet, hierdie is nie Johan show nie, hierdie is die modelle se show, dit Dis is hy. die sponsors, die partners, dit is die industrie se show, Yes. it's bigger than person. En dis waar die verskil inkom. Dis wanneer jy nie goed vir jouself toe eie nie, maar wanneer jy jou purpose uitlewe, dan raak jy 'n blessing vir ander mense. Dis eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor jou nie, en dis daai skrif wat altyd sê is more blessed to give than to receive, right? Want dit is altyd so lekker om iets vir iemand te kan gee en iets vir iemand te kan doen, né? Dis so lekker. Ja, jy weet, en ek meen, ons het dan nog getouch oor, jy weet, obviously foundations en goed wat deel is van ons, en ek meen, dit is die saak met die Foundation wat ook deel is van ons. Yes. En het gaan niet alles oor, jy weet, ons zit in 'n ongelooflike mooi land, en met ongelooflike mooi mense. So, geef hulle 'n mooi show, en geef hulle iets that's not going to take advantage of them, which is important. En dit is baie skaars. Ja, dit is Dit is absoluut. absoluut skaars soos 100 tande. Sjoe. Ek weet jy het net vroeër gepraat oor die tema die jaar van Prism. Nou, ek wil by jou hoor, Johan, wat beteken dit? En hoekom is dit die keuse vir die jaar se kompetisie? Nou, Prism, toe ons opgekom het met die hele tema, gaan dit altyd vir my oor, ons wereld vat een straal lig, en dan it reflects through a prism, en die eindresultaat is obviously a ray of colors. So, my hele definition van het was geweest, toe ons opgekom het met die thema was, die model is die straal, een straal lig, en the next opulent model South Africa is die prism, en hulle gaan deur hierdie hele proses, en what's the end result? Jy weet, it's a ray of color, en opportunity, en possibility, en jy weet, elke model het hulle eie unieke, jy weet, eienskappe en potentiaal. En dit is wat ons belangrik is shut our individual, put them through this whole process, and what's the end result? Sure. The end Yes, result sir. is 14th of August. Dis eintlik pragtig. Dis regtig pragtig en dis mooi deurdink. Ja, 100%, en ek dink almal sien net, okay, mooi driehoek gekleer, dit, jy weet, wat is more meaning to, jy weet, to it, aan die einde van die dag, en dit, jy weet, toe ons opgekom het met hierdie, was het net van, okay, cool, jy weet, oor wat gaan hierdie hele show? Yes. Jy weet, wat 'n model, jy sit hulle deur training, deur 'n hele jaar se, jy weet, goedjies, en ja, ek meen, the end result is letterlik van, hulle stap weg met confidence, hulle stap weg motivated, jy weet, en net om te sien hoe hulle verander het, oor die perk van 'n jaar, 6 maande, jy weet, en dit is, vir ons is dit about growth.
Yes. Soos wat ons volgens en hulle gevra het, waar is ons heen op pad? Ja, ons wil jy weet, we want to shoot out the lights aan die einde van die dag. Yes. Maar dit gaan ook oor hierdie modelle om te sien, weet jy, wow, kyk hoe, ek meen, ja, julle, it's just a moment waar, ek meen, soos met ons curve kategorie, of met ons kategorie, waar jy sien die confidence van hierdie vrouwens, van soos ek meen, dit is net astonishing, en die ouens ook, die mans, jy weet, ek meen, Karen, jy weet, soos byvoorbeeld, het ons Mr. kategorie het, wat is die 3de jaar nou, met ons Mr. kategorie, en ek meen, dit is getrouwde mans, geskeide mans, dit is mans met of wat nie eers kinders het nie, maar dit is business people in their own right. Jy weet wat inskryf, jy weet, want vir my gaan dit oor daai persoon wat wen in 'n spesifieke kategorie. Daar's mense in hierdie land wat opgaan kyk na jou toe. Ja. And do it the right way. Yes. Do it die back in the day shows gekyk het, ek gaan nie name noem nie, maar dan kyk jy so op na die shows toe, en jy kyk na die wenners, en jy weet, dit is so van, wow, jy weet, kyk hoe, like daai persoon wat gewen het, en you want to aspire to be like that person, en dit is net, you just want to bring back that aspect in die industrie. Ag, dis fantasties man. Nou sê gou vir my, wat se raad het jy vir jong modelle of aspirant deelnemers wat graag volgende jaar wil inskryf? Moenie wag nie. Moenie wag nie, doen dit nou. Want die inskrywings maak weer oop, wanneer? Volgende week. Yes, net na die kompetisie maak die inskrywings oop. So, almal kan hulle self so lank reg kry en die media dophou. Nou, ek wil net gou vir jou vra om vir die luisteraars te vertel van hoe die publiek kan kaartjies koop vir die show volgende week en waar hulle kan kaartjies koop en wat hulle dan kan verwag in terme van vermaak en styl, maar jy het eintlik al klaar gesê van die vermaak en styl. Dit gaan net 'n fantastiese show wees. Ons wil net gou by jou hoor ten opsigte van die kaartjies en dan waar hulle kan kaartjies aankoop. Daar's nog net 100 kaartjies oor vir die show. Jenne! 100 plekke oor vir die show, en ja, ek meen dit is exclusively net available by iTickets, Suid-Afrika se website. En ja, ek moet sê dat, ons het ongelooflike optredes, van ongelooflike artists, en 'n international artist wat ek Yes, jy het 'n bietjie genoem net nou. So is bietjie, maar ons gaan nie alles vir hulle sê nie, hulle moet kom kyk. Natuurlik. Hulle moet kom kyk. Be there or be square. There's no grey area, nee, exactly. No grey area. So, dis fantasties. En dan laastens Johan, ongelukkig moet ons nou klaarmaak met die vragies, want ons tyd is op. Ek haat dit. Net wanneer mens lekker begin praat, dan is ons tyd al ewiglik op. Ek wil gou by jou hoor. Hier en dan net so van, okay, maar gaan ons nou vir die tweede uur nou praat, né? Ja, ek dink so. Ek wil gou by jou hoor, waar kan mense meer uitvind oor The Next Opulent Model South Africa show en oor die finale op die 14de Augustus? Definitief op ons sosiale media. Yes. So, dit is Model South Africa, sy Instagram page, sy Facebook page. Ons is besig om die hele website oor te doen met die launch van die nuwe website, nuwe thema vir volgende jaar. So ek wil definitief sê, as enige iemand belangstel om te wil enter, alles is op ons official Instagram en Facebook bladsye, definitief. Yes, en julle is lekker besig op daai Instagram bladsye en baie van julle julle is lekker besig daar en ek sien julle deelnemers is ook lekker besig om te bemark en te adverteer so en ek wil gou by jou hoor, jy het nou gesê 'n nuwe tema vir volgende jaar, mag ons weet of moet ons wag? Ek is baie lief vir hulle gaan ook met wag soos by die publiek met wag. Maar nee, ek dink daai klink soos 'n invitation vir ons tweede uur wanneer ons gaan moet praat. Net so. Okay, nee, dis reg. Nee, dit klink vir my soos 'n bargain daai. Absoluut. Ag, Johan, is daar nog iets wat ons nie aangeraak het nie wat jy graag vir die luisteraars sal wil sê? Ek dink dit gaan letterlik net vir ons oor
create opportunity and possibility. Jy weet, en ek wil net hê, elke persoon wat dink, hoorie, you don't have what it takes. En, jy weet, vat 'n kans. Aan die einde van die dag, altyd saam. En, jy het niks om te verloor. Daai experience is fantasties om dit te hê. En net om, jy weet, wat ons belangrik is, Karen, jy weet, almal dink altyd, wat die genade, kyk jy groot sou en dit en dat, maar jy weet, ons soek altyd nuwe sponsors, nuwe partners, nuwe brands wat align met ons en hande vat saam met ons, en jy weet net, just to do something different aan die einde van die dag, en ek dink dit is wat die lekker ding is, van we create opportunities from A to Z, nie net van modelle nie, en nie net vir die industrie nie, maar vir almal. Daar's soveel besighede, dan genade, hoe kan ek deel wees van iets van hierdie magnitude? Jy sal verbaas. Jy sal verbaas wees, ja. En vir wat hierdie tipe show vir jou besigheid kan doen, die boost wat hy jou kan gee, omdat die range is net so ver. Ja, 100%, en ek meen, ons het modelle reg oor die land. En jy weet, van die modelle, ek meen genade, van hulle kom van, they literally travel very far. Ja, oral, elke provinsie in die land. Ja, 100%. Jy weet, en my ding is net van, you can see, dat daar's 'n hele shift in hierdie industrie. Jy weet, alles is besig om te verander, en it's changing for the good. En ek, net voor ons obviously moet gaan, wil ek net sê, dat vir ons gaan dit is baie belangrik aan die einde van die dag, dat, jy weet, modelle of mense wat inskryf vir ons kompetisie of so aan, jy weet, hulle moet nie net betrokke raak by enige ding en alle dinge nie. Ja. Dit is my baie, as much as we've got a responsibility, be selected. Gaan dit oor, when it sounds too good to be true, it normally is. Yes. Dit is maar net even werk aan die einde van die dag. Yes. En, nie alle agentskappe, nie alle talent agencies, nie alle, jy weet, mense wat vir jou die son, maan en sterre gaan beloof. Nie alle scouts is daar vir jou benefit nie. Dit is wat dit is van ons aan die einde van die dag, dat, jy weet, we've learned, oor die afgelope jaar, en Karen, jy kan al boeke skryf oor hierdie, en dit is die belangrike ding aan die einde van die dag, dat we need to educate this industry, en ek meen, dit is wat ons doen by TPMC Magazine ook, en ek meen, jy ook saam met die magazine, dat, jy weet, ons vat hande met establishments en brands en companies en stap en goed. And more to come now, as well, more to come there. Nee, 100%. So, Ja man, ons sien baie uit om te sien wat Opulent Models se toekoms inhou en wat julle nog verder vorentoe gaan doen, Johan. Baie opgewonde, was baie lekker om met jou te gesels en net 'n bietjie nog, soos jy vroeër gesê het ook, mens sien net hier bolangs, mens kom nie regtig agter wat agter die skerms gebeur nie. Mens besef nie wat agter die skerms gebeur nie, tot jy met iemand bietjie praat, en dit was nou regtig baie lekker om met jou te gesels, en ons gaan jou een van die dae sien. En dankie baie vir jou tyd, Johan. Dankie dat jy tyd gemaak het om met ons te kan gesels. Al is dit in jou besige skedule, en ons wens jou alle beste sterkte en sukses toe en voorspoed toe vir die finale wat voor lê en wag vir die 14 Augustus, maar vir hulle wag dit vir daai dag, vir jou is dit al klaar besig. Ja, hy is nog heeltyd besig met baie werk, en baie sterkte vir dit, en man, geniet dit, maar neem ook so 'n bietjie tyd vir jouself uit, dat jy 'n bietjie kan rus, dat jy die trane mooi kan opbou, hou daai ekstra saktoekie daar. Ag, baie dankie weer eens, Johan. Ons waardeer dit, en ons sien uit om weer volgende keer met jou te gesels wanneer jy die volgende tema het. Yes. Dan maak ons wanneer jy dit wil launch, dan gesels ons weer met jou. Dankie, Johan. Jy moet 'n lekker dag verder hê. Ons gesels weer. Ja, dankie. Bye. En luisteraars, soos wat julle nou gehoor het, is ons nog met Johan Ungerer gesels van Opulent Models South Africa, en hy het reeds genoem waar julle kaartjies kan kry by, en volg op sy Facebook page, hou dit dop, kyk die finale uit, ondersteun gerus, like,
kyk wie's almal daar so betrokke. Ek meen dit is nie net 'n alledaagse ding wat Ja, elke julle dag gaan nie gebeur spyt nie. wees nie. Kyk gerus op Opulent Models se sosiale Facebook page, media Instagram pages. page. Al die details is daarop. Jy kan dit nie mis nie. Oral elke keer as ek my Facebook oopmaak, is dit Opulent Models oral met al die modelle ook. So kyk gerus uit vir dit en gaan geniet julle self volgende week donderdag die 14de Augustus by die Sun Arena. Dit gaan 'n fees wees. Daar's hy. En so praat van daai fees, Karen. Moet as julle ongelukkig groete uit Mosselbaai se ateljee uit. Ek is Dion. En ek is Karen. Tot volgende week toe. Heerlike week.